Goed, so in vandag se les gaan ons 'n klein bietjie kyk na algebraiese vergelykings. Dis eintlik maar net vergelykings. Ons noem dit algebraiese vergelykings want ons werk met veranderlikes. Jy weet die oomblik as daar letters van die alfabet betrokke is, tesame met syfers wat ons konstantes noem en bewerking soos plus, minus, maal, deel, dan is ons besig met algebra. Nou 'n vergelyking gaan jy ons het te doen met 'n vergelyking die oomblik as jy sien daar is 'n is gelyk aan teken. Groot verrassing, ek weet niemand kon dit sien kom nie. Maar die oomblik as jy sien is gelyk aan, dan weet jy is besig met 'n vergelyking. Daar is 'n is gelyk aan teken. En met 'n vergelyking moet die linkerkant en die regterkant van jou vergelyking altyd in balans wees. So as ek vir jou sê linkerkant van die vergelyking, LK, dan sal X plus 3 die linkerkant wees en die regterkant, RK, is dan gelyk aan 10. Dan moet jy vir jouself vra, wat moet die waarde van X wees, sodat hierdie wipplank in balans is? 7. Nou, wonderlik, dit is 7. Ons het dit gedoen deur middel van inspeksie. Nou, ek gaan inspeksie vir jou hier neerskryf. Inspeksie beteken jy het 'n klein bietjie common sense gebruik om by die antwoord uit te kom. Jy weet die twee moet balanseer. Al hoe dit moontlik is as X gelyk is aan 7. Dan het ons balans. Wat van by vraag B? Wat moet ons aftrek van 13 sodat die antwoord gelyk is aan 8? A is dan gelyk aan 5. Ons het dit ook gedoen deur middel van inspeksie. Beteken jy kan dit in jou gedagtes doen, jy hoef nie 'n vreeslike lang som neer te skryf nie, 1 punt antwoord. OK, wat van by C, waaraan moet T gelyk wees? Minus 6. Want jy wil 6 gaan aftrek van minus 4 ten einde minus 10 as 'n antwoord te kry. Nou raak dinge dalk 'n klein bietjie meer ingewikkeld. Ons kan nog steeds inspeksie hier gebruik, dis redelik eenvoudig. Ek gaan vir 8 maal met iets en dan 16 aftrek en dan moet die antwoord 0 wees. Wat is X? 2. X is 2. So 2 maal 8 is 16. As ek dan 16 minus, dan kry ek 2. Very good. Wat van vraag E? Sebastian, 20. Want 20 gedeel deur 4 gee vir my 5, ek stem saam. En nou by vraag F het ek 'n sterretjie gemaak. Want ek verwag 2 oplossings. Wat is die eerste oplossing? Ja, vir X kan 2 wees. X kan 2 wees. Die rede daarvoor is dat 2 kwadraat is gelyk aan 4. OK, so as jy dit sou gaan toets, dan sal jy sien, maar X kwadraat wat nou 2 is, 2 kwadraat gee wel vir my 4. Maar daar's iets anders. 'n Ander waarde. Indien ek dit ook sou kwadreer, dat ek ook by 4 gaan uitkom. En ek wil hê julle moet nou dink aan 'n ewe eksponent. Clarence, jou absolute uister. Ja, negatief 2. Want indien ek 'n negatiewe 2 sou kwadreer, gaan ek ook 'n positiewe antwoord kry. So hier het X 2 waardes. X kan positief 2 wees of X kan negatief 2 wees. Beide van hulle gaan vir jou 'n positiewe 4 gee. Maak 'n sterretjie daar asseblief. OK, so hierdie eerste paar somme, A tot F, kan ons oplos. Ons kan die waarde van die onbekende in 'n vergelyking bepaal deur middel van inspeksie, oftewel bietjie common sense. Kom ons kyk nou na alternatiewe metodes om vergelykings op te los, waar inspeksie nie altyd so maklik gaan wees nie, waar jy dalk stappe moet wys. Daar gaan dalk meer as 1 stap wees om by die antwoord uit te kom. Maar voordat ons dit doen, is daar 2 woorde of konsepte wat ek net eers met julle wil deurpraat. Een van hulle is optellingsinverses en die ander een is vermenigvuldigingsinverses. Het enigiemand al daarvan gehoor? Wat is 'n optellingsinverse? Clarence. Wat is die opstellingsinverse van
5? Perfek, hoekom? Want saam gee dit vir jou 0. So kom ons skryf gou dit neer. Ons gaan 'n paar voorbeelde net gou neerskryf. OK. Vyf se optellingsinverse is -5, want die som daarvan is 0. Hulle is optellingsinverses van mekaar. As ek vir jou vra, wat is die optellingsinverse van -21? Wat sal dit wees? Positief 21. En dit gee vir jou 0. So wat hier belangrik is, selfe hoeveelheid, verskillende teken. En dit is, jy wil by 0 uitkom as 'n finale antwoord. Maar vermenigvuldigingsinverses werk 'n klein bietjie anders. Ons wil nie by 0 uitkom nie. Ons wil 1 as 'n antwoord kry. OK? Byvoorbeeld, as ek 'n half het, waarmee moet ek maal sodat die antwoord gelyk is aan 1? Sebastian. Hoeveel halwe pizza's het ek nodig sodat ek 'n hele pizza kan kry? 2. OK. Hier sê ek vir jou, pizza. Ons maak 'n mooier pizza. Ek het 'n halwe en nog 'n halwe. Ek het 2 halwes nodig om 1 hele te kry. So ek moet maal met 2. Dis die vermenigvuldigingsinverse van 'n half. Wat is 3 se vermenigvuldigingsinverse sodat ek 1 kan kry? Waarmee moet ek vir 3 maal? Kyk na die vorige voorbeeld. Een derde. 3 maal 'n derde gee vir my 1. Is julle by? OK. Wat van minus 'n kwart? Waarmee moet ek vir minus 'n kwart maal sodat my antwoord 1 is? Baie mooi, Sebastian. As ek vir minus 'n kwart maal met minus 4, kry ek positief 1. Hulle is vermenigvuldigingsinverses. Nou, hoekom praat ek hier oor? Ek het dan nou daar geskryf metodes. Ons wil metodes, algebraiese metodes gebruik om sekere vergelykings op te los. Ons werk met 'n baie definitiewe spesifieke plan. Kyk asseblief maar na die volgende voorbeeld. Voorbeeld 2, bladsy 119 van jou handboek. Die vraag is, los op vir x. Nou, ek wil nie hê jy moet inspeksie hier gebruik nie. Ek wil hê jy moet fokus op 'n metode. Nou, ons het gepraat oor optellingsinverses en vermenigvuldigingsinverses. En die doel van enige vergelyking is om altyd die onbekende of jou veranderlike aan die een kant van die vergelyking te kry, alleen. Jy wil hom alleen hê, maar x het geselskap. X en minus 3 is albei aan die linkerkant van my vergelyking. Ja. Ons wil vir x alleen kry, maar hoe gaan ons dit doen? Jy vat die 3 oor na die 6 kant teenoorgestelde. Jy doen nie teenoorgestelde en ek stem saam met dit. Ek wil net eers 'n stappie teruggaan om vir julle te verduidelik dat ons is op 'n wipplank. Jy het 'n linkerkant van jou vergelyking, jy het 'n regterkant van jou vergelyking. Alles moet altyd in balans wees. En die doel van hierdie hele oefening is om vir jou te sê, wat ook al jy doen aan die linkerkant, moet jy ook doen aan die regterkant. Nou die baie tegniese manier om hieroor te dink is om te sê, wat is die optellingsinverse van minus 3? Positief 3, ek stem saam. So indien ek sou gaan en ek sê, weet jy wat, kom ek tel 3 by aan albei kante van my vergelyking. Nee? Wat gaan dan gebeur? Wat is minus 3 plus 3?
0. So stem jy saam dat dan bly x alleen aan die linkerkant, want daar kom ons nou plus 0. Ek wil nie eintlik die plus 0 daar skryf nie, maar minus 3 plus 3 is dan nou 0. Maar wat gebeur dan aan die regterkant? 7 plus 3 is 10. Kan jy sien dat ons die optellingsinverse van minus 3 gebruik het? Ons het 3 aan albei kante bygetel en toe kry ons x is gelyk aan 10. Julle is by. Hoopelik. Ons kyk na die volgende voorbeeld. Ek wil hê jy moet optellingsinverses hier gebruik om vir x te bepaal. Ek weet die antwoord is 2. Hoe doen ons dit? Wat is die wiskundige korrekte manier om dit neer te skryf? Ek wil vir x alleen hê, sy optellingsinverse van 5 of van 5 is minus 5. Jy doen dit aan albei kante van jou vergelyking om die balans te hou. En voor jy weet, het jy vir x alleen gekry en x is dan 2. Is er nog 2? Ek weet jy weet wat die antwoord is, maar hoe gaan ons dit gaan uitwerk? Wat is die vermenigvuldigingsinverse van 2? Nie maal 2 nie, deel 2. Nou gaan julle sê my juffrou het gesê ek moet maal met 1/2. Nou maal met 1/2 en deel met 2 is presies dieselfde ding. Het jy dit geweet? Ja. OK. So wat gaan ek nou hier doen? Ek gaan beide kante van my vergelyking deel deur 2. Kyk hoe deel ek met die koëffisiënt van x. Die koëffisiënt is die getal wat voor 2 staan. Wat ook al jy doen aan die linkerkant, doen jy ook aan die regterkant. OK, en dan vraag D. Nou wat? Nou, bless you. Trias. Ja, so ons gaan beide kante van die vergelyking maal met 3. Nou jy kan gaan skryf 3 of jy kan skryf 3 op 1. Whatever floats your boat, dit is dieselfde ding. Ek gaan nou 3 op 1 gaan skryf en dan net 3 aan die regterkant gaan skryf. Dit is presies dieselfde ding. Hoekom doen ek dit so? Want ons het geleer dat 3 bo en 3 onder kanselleer, dan bly jy oor met x aan die linkerkant en x is dan 12. Goed, so dis regtig nie vreeslik baie moeilike werk nie. Ek gaan nog 'n voorbeeld doen. OK. Ons doen nog werk. Ons gaan na voorbeeld 3 toe en dit is op bladsy 120. Right. Ons gaan vir x moet oplos in die volgende vergelykings. Nou sien jy 'n ekstra stapie. Onthou ek het gesê ons wil vir x alleen kry. Rias? Eerste die plus 4. Ek hou van waantoe jy op pad is hiermee. Maar ons het 'n bietjie, ons wil reels, ons wil die ground rules gaan establish. Ons wil sê elke keer wil ons dieselfde metode gebruik en seker wees dit gaan werk. So, wat gaan ek nou eers doen? Gaan ek nou eers deel deur 2 of gaan ek eers die 4 gaan aftrek? Ons gaan eers die 4 aftrek. Tegnies gesproke kan jy enige een van daai metodes volg, solank as wat jy dit aan albei kante van die vergelyking doen met al die terme. Maar in graad 8 gaan ek vir jou sê, gebruik hierdie spesifieke metode. Wakker word. OK?
Ons wil vir X alleen kry. Maar om vir X alleen te kry, moet ons besef, hy het redelik geselskap saam met hom aan sy kant van die vergelyking. Nie net word X gemaal met 2 nie, maar 4 word ook bygetel. So kom ons hou eers die 2x aan die linkerkant, ons hou dit alleen en ons gaan minus eers vir 4 aan albei kante van die vergelyking. Raak ons slaaf van die term wat nie 'n x bevat nie. Ons minus eers die 4 aan albei kante. En nou deel ons albei kante met 2. Het ek julle verloor of is julle by? Is julle by? OK. X is gelyk aan 4. Very nice. Vraag B. Voorbeeld B. Volgende een. En jy sien, inspeksie raak al hoe moeiliker. Kom ons highlight wat ons wil behou aan die linkerkant. Ek wil vir 3x daar hou en dan gaan ek eers ontsla raak van die minus 5. Optellingsinverse van minus 5 is plus 5. Jy doen dit aan albei kante. X is alleen nou aan die linkerkant en wat is minus 17 plus 5? Minus 12. En dan gaan ons beide kante deel met 3, dis die koëffisiënt van x. En dan is x gelyk aan wat? Mooi. Sien jy hoe lekker is dit? Jy raak eers ontslaaf van die term wat nie 'n x bevat nie. OK, 5 is gelyk aan 4x plus 7. Wat doen ons eerste? Ja. Juffrou, jy is teenoorgestel van 7 positief 7. Ja. So dan is dit negatief 7. Ek stem saam. Trek jy na mekaar af minus 7 positief 5, dan is dit negatief 2. Ek stem saam. Dis gelyk aan 4x plus 0, maar jy gaan nou nie die nulles gebruik. Ek stem saam. Ja. En dan? Dan gaan ons deel. Deel met? Mooi. Nou sê juffrou kry 'n breek as 'n antwoord. Is dit 'n probleem? Mooi, negatiewe half. Julle ek wil gou hierdie 4. As ek kyk in my pad daar. OK, en dit is dit. Ek gaan nou julle huiswerk vir julle gee.